So, as ek nou wil kyk, wat is die verskil tussen term 3 en 4, nê? Dan kan ek basies die derde term bepaal van die eerste verskille. Stem julle saam? So as ek daai vat as 'n aparte ry, ek vat hom as 'n lineêre patroon, dan kan ek sy term 3 bepaal. So as ek dan die verskil tussen die 103de en 104de een wil bepaal, dan kan ek mos term 104 van die 103 van die lineêre patroon gaan bepaal. Die verskil tussen die 103de en 104de patroon sal term 103 van die lineêre patroon wees. So kom ons gaan bepaal gou die reël vir daai patroon. Tn is gelyk aan 2n minus 41. Stem julle saam met my? Want dit is 2n en dan kyk ek wat moet ek doen om by minus 39 uit te kom? Trek af 41. So as ek dan wil kyk wat is die verskil tussen die 103de en 104de term, gaan ek term 103 van die lineêre patroon gaan kry. So dit gaan 2 maal 103 wees minus 41. Dit gee vir my 165. Dis die verskil tussen daai twee terme. Kan ek ook dalk vir jou vra, die verskil tussen watter terme is 165? Ja, dan kan jy gaan uitwerk. As jy die antwoord kry van 103, dan weet jy dis die antwoord tussen die 103de en 104de een. Kon ons net die 103de en 104de term gaan uitwerk en dan Ons kon dit ook gedoen het, maar as ons nog nie ons kon net die verskil tussen die terme ook gaan uitwerk het, maar as hulle vir jou sê sonder om dit uit te werk, dan moet jy dit so doen. Of as jy nog nie die algemene term bepaal het van die kwadratiese patroon nie, dan kan jy dit so doen.